In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Hy het die hemel afgebuig en afgekom. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons almagtige hemelse Vader, van Jesus Christus, ons Heiland en ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons wat aan die Here behoort, kinders van die Allerhoogste, ons het 'n gewoonte of gebruik wat vir ander mense totaal en al onverstaanbaar is. 'n Gewoonte wat vir hulle vreemd, onlogies, nutteloos, snaaks en 'n bietjie lagwekkend lyk. Maar hierdie gebruik of gewoonte is vir ons die hartklop van ons lewe. Ek praat van gebed. Daardie wonderwerk dat ons kommunikasie het met die almagtige God van hemel en aarde. Die heerlike voorreg dat ons kan kontak maak met die God wat ons geskep het. Dat ons 24 uur van elke dag tot hom kan nader in gebed. Dat ons alles wat in ons harte aangaan met hom kan deel en dat ons kan stil word voor hom, sodat ons ook sy stem kan hoor. Vir ons is gebed so natuurlik, dat dit tweede natuur geword het. Dit is so natuurlik soos asemhaal en so belangrik vir ons soos suurstof. Wat 'n heerlike voorreg is dit nie, om in die oggend jou oë oop te maak en voordat jy met enige mens praat, met die God van hemel en aarde te kan praat. Watter wonderlike gemoedsrus en versekering gee dit nie vir jou, dat voordat jy of jou geliefdes in die oggend by die huis uitgaan om julle dagtaak aan te pak, wat dit ook al mag wees, dat jy vir 'n oomblik kan stil word voor die God van hemel en aarde en jouself en jou geliefdes oordek met die beskerming van die God van Psalm 91, deur net vir jouself en jou geliefdes te bid. In gebed dra ek groot en klein en oud en jong, mens en dier, my huis, my werk, my motor, trouwens my hele dag aan die Here op. Want ek weet ek kan nie by my geliefdes wees 24 uur van elke dag om hulle te beskerm nie. En bovendien, hoe kan die beskerming wat ek my geliefdes kan bied, ooit opweeg teen God se almag en sy voorsienigheid? Dit was vir my altyd so 'n wonderlike oomblik elke dag, as ek in die oggend wegry, universiteit toe of werk toe, dan het my ma vir my gestaan en waai by die venster. En as sy klaar gewaai het, weet ek, het sy omgedraai en vir my gaan bid. Watter voorreg is dit nie om 'n ma te hê wat vir jou bid, en hoe mis 'n mens dit nie as hulle nie meer daar is nie. En dan, hoe lekker dat ons gebede nie hoogdrawende woorde of formules hoef te bevat nie, maar dat ons soos 'n kind uit ons hart, kinderlik in alle eenvoud, tot ons groot almagtige hemelse Vader kan nader. Dwars deur die dag, as ek by daai gevaarpunt op my pad kom, of net as daar 'n moeilike ding opduik, miskien by die werk of waar jy jou ook al bevind, 'n skietgebedjie, gou-gou met God praat, soos Nehemia van ouds. Daar is tye in jou dag, wanneer jy soos die ou vertaling van lied 464, dan hef my siel spontaan 'n loflied aan. Oomblikke wanneer jy die aanraking van die Gees so tasbaar voel,
dat jou gees, jou hart, jou emosie tot diep aanbidding oorgaan, soos hier wanneer ons saam sing hier in die kerk saam met ons medegemeentelede. Hoe lekker om te kan aansit by 'n maaltyd en te bid en God se seën te vra oor die voedsel wat ons gaan eet, vir hom dankie te sê dat ons kos het om te eet. En hoe heerlik is dit nie vir die kinders van die familie om daardie tafelgebedjie vir ons te doen nie. En dan as die dag verby is, dan kom ons by mekaar of ons is alleen en ons dank God net vir sy beskerming, sy bystand, sy teenwoordigheid dwars deur ons dag. En ons vra vir hom om in die nag oor ons te waak. Maar geliefdes, dan breek daar 'n dag aan. 'n oomblik. 'n dag of 'n oomblik van krisis, ellende, desperaatheid, wanhoop en benoudheid. 'n dag of 'n oomblik wanneer jou lewensomstandighede jou in so 'n ernstige krisis gedompel het, wanneer jou vyande so in jou nek blaas, wanneer lewens daarvan afhang, wanneer daar soveel, so oneindig baie op die spel is, dat jy jouself nie kan forceer om te sê, u wil geskied wanneer jy bid nie. Want jy is so bang dat God se wil gaan verskil van jou eie wil in hierdie krisisoomblik. Jy is so bang dat jou gebed God se nee as antwoord gaan kry en God se nee sal beteken dat jou lewe of jou geliefdes se lewe in duie stort, dat alle hoop verpletter is, dat jou lewe as dit ware verby is. My broer en my suster, die agtergrond van die gedeelte wat ons net nou sal saam lees, is vir ons nie 'n vreemde agtergrond nie. God het vir hom met groot liefde en sorg 'n verbondsvolk bymekaar gemaak. Hy is so getrou aan hulle. Hy doen vir hulle alles. Hy voorsien vir hulle op die wonderlikste maniere en rol een na die ander wonderwerk voor hulle voete uit. En al wat hy in ruil vra, is dat hulle naby hom sal bly en dat hulle sy wette sal onderhou. Nie omdat hy as God enige voordeel daaruit trek nie, maar vir hulle eie veiligheid, hulle eie welstand, hulle eie beskerming. Want ons het nou al goed gesien uit die geskiedenis. As God se volk naby hom is, dan gaan dit goed met hulle. En as hulle ver van hom af is, dan gaan dit klaaglik sleg met hulle. En dis nou weer een van daardie tye, daardie onverklaarbare tye, wanneer God se volk gekies het om nie hulle God nie, maar al die afgode van al die omliggende volke te aanbid. Hierdie keer nie net een of twee nie, maar 'n hele klomp afgode. Die Here se geduld met sy kinders is op, en hy gee hulle oor aan die Filistyne en die Ammoniete. En die woord van God sê vir ons dat die Amoriete vir 18 jaar lank die volk Israel verdruk en mishandel het en dat hulle swaar geleef het. En uiteindelik begin hulle dink, moet ons nie maar ons God weer onthou en vir hom hulp vra nie. Maar as hulle hom om hulp vra, is God se antwoord die volgende: gaan vra daardie afgode wat julle aanbid het vir hulle hulp. Toe begin hulle om ontslae te raak van al die afgode wat hulle aanbid het, om ontslae te raak van die beelde en die gewyde pale en boomstamme, wat jy ook al gebruik om 'n afgod te aanbid. Hulle het opregte berou betoon en weer vir God gesmeek om sy hulp. En toe kom daardie krisisoomblik, waar die Ammoniete met hulle koning staan, en hulle wag op die reaksie van die volk Israel. Vandag, geliefdes, wil ek julle voorstel aan die hoofkarakter in hierdie verhaal.
Jefta is sy naam en eintlik is hy 'n baie bekende karakter in die Bybel. Hy is 'n rigter van God, maar ons verkies om eerder nie te lees van Jefta en sy lewensverhaal nie, want dit is 'n verhaal wat ons nie maklik verstaan nie. 'n Verhaal wat ons ongelukkig maak as ons dit lees. En ons kan Jefta eintlik nie verstaan as ons nie eers kennis maak met sy pa nie. Jefta se pa se naam was Gilead. Gilead was 'n bekende en 'n vername man, 'n belangrike leier oor 'n uitgebreide familie en die hele landstreek is na hom vernoem. Jefta was die seun van Gilead. En ons weet nie veel oor die verhouding tussen Jefta en sy pa nie, maar ons weet dat dit lyk asof Jefta na sy pa geaard het. Want hy was 'n dapper held. Hy was 'n vername man. Hy was 'n gedigte en geharde soldaat wat homself as leier onderskei het, net soos sy pa. Hy was ook 'n welgeskape, aantreklike man wat goed kon praat. Hy was 'n goeie redenaar. Maar die belangrikste wat ons leer uit die geskiedenis van die rigter Jefta is dat hy 'n man was wat op God vertrou het. Maar, en nou is hierdie 'n groot maar wat ingrypende gevolge het vir die lewensgeskiedenis van Jefta. Want jy sien, Jefta was 'n skandekind. Heel waarskynlik 'n buiteegtelike kind. Hy was die seun van 'n prostituut en gewoonlik het so 'n kind swaar gekry. Hy is misken deur sy pa en hy het nie groot geword tussen die ander kinders van die pa nie. Dit lyk asof dit nie die geval was met Jefta nie, en dit wys weer eens vir ons dat die verhouding tussen Jefta en Gilead waarskynlik 'n baie goeie verhouding was. Maar sy broers, sy halfbroers, kinders van Gilead en die vrou met wie hy getroud was nie op 'n goeie vriendskapsgrondslag met Jefta nie. Sy broers het op hom neergesien, hom geminag en met hom gespot. En natuurlik was die onderliggende emosie aan al hierdie gevoelens jaloesie. Hulle het bedreigd gevoel omdat Jefta so 'n sterk leier met soveel goeie karaktertrekke was. Hulle wou ook nie gehad het dat Jefta sy deel van hulle pa se erfporsie kry nie, en hulle het hom weggejaag. Jefta vlug weg en hy gaan woon in die landstreek genaamd Tob. En geliefdes, ek en jy in die tye waarin ons leef, verstaan nie altyd presies hoe kwesbaar en uitgelewer 'n mens was as hy nie op sy grondgebied gebly het nie, en as hy verwyderd geraak het van sy familie en in 'n vreemde land gaan woon het. Want daar is hy niks en het hy niks. Sy lewe is niks werd. Hy verkeer letterlik in lewensgevaar. Maar geliefdes, vir Jefta, die vegter, die sterk man, die gebore leier met sy pa se gene in hom, was dit nie die geval nie. Jefta staan op uit die puin van sy lewe en baie gou is hy die leier van 'n groep mense wat al beter tye beleef het. En juis op hierdie punt, wanneer Jefta begin 'n sukses maak van sy lewe daar in die ver land Tob, is dit hierdie krisis waarvan ons net nou gepraat het in sy eie land. Die leiers, so staan hulle bekend, kom agter dat hulle in hierdie tyd 'n sterk, ware leier nodig het. En vir die eerste keer dink hulle weer aan Jefta en hulle besef dat hulle hom nodig het. Hy is die enigste onder die seuns van Gilead wat beskik oor die leierseienskappe wat hulle nou so nodig het.
Die oudstes besluit dat hulle na Top gaan reis om vir Jefta te vra om hulle generaal te wees in die oorlog wat verseker nou op hulle wag. Hulle dink ook nie dat dit vir hulle moeilik sal wees om vir Jefta te oorreed om saam met hulle te kom nie, want hy moet seker desperaat en wanhoopig wees daar in die vreemde land waar hy nou woon. Hy sal seker tog te bly wees om saam met hulle te kom en hulle generaal te word. Toe is dit nie so maklik nie. Jefta is glad nie gretig om saam met hulle te gaan nie. Hier is die mense wat hom weggejaag het uit sy pa se huis, wat nie weer aan hom gedink het nie, en nou dat hulle in 'n moeilike situasie verkeer, nou kom hulle ewe skielik en hulle vra sy hulp. Hy sê, hy sal saam met hulle gaan, maar dan wil hy nie net hulle leier wees in oorlogstye nie. Hy wil ook nie net hulle leier wees op militêre gebied nie. Hy wil die volle status hê as sy pa se opvolger op politieke, godsdienstige en sosiale gebied, en nie net in tye van oorlog nie, maar ook in vredestye. Hulle het gedink Jefta is desperaat, nou is hulle desperaat, en hulle stem in met dit wat Jefta van hulle vra, want hulle weet dat hulle hom nodig het. Jefta het die volle vertroue dat sy God die Ammoniete sal oorgee in sy mag, maar hy het geen vertroue in hierdie oudstes van sy volk wat nou voor hom staan nie. Maar hulle beloof hom, die Here hoor hierdie onderhandelinge tussen ons, en hy sal ons straf as ons nie doen wat jy vir ons sê nie. So reis Jefta saam met hulle terug, en by Mispa word hierdie onderhandelinge tussen hulle herhaal en bekragtig in die teenwoordigheid van die Here. Hierdie is 'n plegtige seremonie waar Jefta ingesweer word as leier voor die hele volk. Dis 'n belangrike gebeurtenis, 'n nasionale gebeurtenis. En nou moet Jefta hierdie krisis onder sy mense aanpak. Dit is vir hom 'n toets. Hoe sal hy optree as leier? Dadelik bewys Jefta dat hy 'n goeie keuse was. Hy gaan nie dadelik oor tot oorhaastige aksie nie. Hy kommunikeer en onderhandel met die koning van die Ammoniete. Hy stel hulle saak. Hy probeer vrede bewaar. Probeer om op 'n vreedsame manier die geskil tussen hulle te besleg. Hy's diplomaties. Hy weet sy groot God is in beheer van die geskiedenis. Maar as die Ammonitiese koning praat van hulle afgode, dan bly hy stil. Hy wys hom nie tereg nie, hy stry en beklei nie. Maar gou word dit duidelik dat onderhandelinge met hierdie koning nie sal slaag nie, dat die saak nie op 'n vreedsame wyse besleg kan word nie. 'n Skermutseling is nou onvermydelik. En geliefdes, dwars deur alles wat gebeur, wil ek hê dat julle moet let op Jefta se afhanklikheid van God en sy respek vir sy hemelse Vader. Ek lees vir julle net 2 versies, baie belangrik. Maar die koning van die Ammoniete het nie geluister na die boodskap wat Jefta gestuur het nie. Toe het die gees van die Here op Jefta gekom, en hy het deur Gilead en Manasse getrek en verbygetrek tot by Mispa en in Gilead, en van daar af het hy teen die Ammoniete opgetrek. My broer en my suster, dan breek daardie oomblik in Jefta se lewe aan. Daardie oomblik van krisis waar daar soveel, so oneindig baie op die spel is. Was dit miskien Jefta se agtergrond? Was dit miskien omdat hy
'n skandekind wat nou die leier van sy mense is, wou hy homself miskien bewys voor die ander broers, voor die ander leiers van Gilead. Ons kan maar net raai. Wat ons wel weet is dat daar op hierdie dag, op hierdie oomblik soveel op die spel is vir die volk en vir Jefta persoonlik. Jefta is baie duidelik 'n kind van die Allerhoogste. 'n Man wat sy God ken, respekteer, vertrou en sy bes doen om sy wil te doen. Maar dan, op hierdie kritieke dag, wanneer Jefta tot God nader in gebed om sy hulp te vra. In hierdie situasie, op hierdie dag, waar daar soveel op die spel is vir hom en vir sy volk, maak Jefta die fout wat ek en jy ook partykeer maak in ons desperaatheid. Hy maak die fout dat hy so staat maak op die positiewe uitkoms van sy gebed, dat hy voel dat hy op hierdie stadium God se nee nie kan aanvaar nie, dat hy dink dit is nodig om met God te onderhandel. Geliefdes, dit bring ons dan by ons skriflesing vir vanmôre uit die boek Rigters, die 11de hoofstuk, en ons lees verse 30 tot 34. Rigters 11, verse 30 tot 34. In my weergawe van die Bybel op bladsy 271 in die Ou Testament. Rigters 11, vers 30 tot 34. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê en gesê: As u die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom, wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort. Ek sal hom as brandoffer offer. Jefta het na die Ammoniete toe getrek om teen hulle te veg, en die Here het hulle in sy mag oorgegee. Jefta het hulle van Aroer af verslaan, tot waar 'n mens kom by Meniet, 20 stede. By Abel Keramim was daar 'n groot veldslag. Die Ammoniete is voor die Israeliete verneder. Jefta het in Mispa by sy huis gekom, en toe kom sy dogter hom tegemoet, met tamboeryne en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of 'n dogter gehad nie. Geliefdes, wat hierna gebeur, is die rede waarom ons nie veel weet van Jefta nie. Want sover as wat ons kan, vermy ons die geskiedenis, hierdie hartseer, tragiese geskiedenis van Jefta, die rigter van God. Want wat ons hier lees, strook nie vir ons met wat ons verstaan van 'n God van liefde nie. Hoe kan ons God eis dat hierdie verteenwoordiger van hom, hierdie rigter wat so hard probeer het om God se wil te gehoorsaam, hierdie rigter wat vir 6 jaar oor sy volk geregeer het, hoe kan hy van hierdie man eis dat hy sy dogter offer? So tragies en so hartverskeurend is hierdie gebeure, dat baie letterkunde en poësie al daardeur geïnspireer is. Ons eie Auntie Krog skryf 'n gedig, dogter van Jefta, en trouens sy vernoem die hele bundel, die hele digbundel, na hierdie dogter van Jefta. Shakespeare skryf in sy boek Hamlet, 'n baie bekende boek, breedvoerig hieroor. Want wat kan meer tragies wees? Wat kan erger wees as wat nou gebeur? Hierdie jong dogter droom van liefde, maar die Bybel beklemtoon dat sy nooit die liefde van 'n man sou ken nie. Dit is so tragies dat sy nie eers teestribbel nie. Sy lê haar neer by dit
wat haar pa aan God beloof het. Al wat sy vra is om vir 2 maande saam met haar vriendinne na die berge toe te gaan. En dan kom sy terug. En heeltemal bereidwillig offer sy haarself as offer vir haar pa om die offerhande te bring. En die Bybel stel duidelik, dit was 'n brandoffer. Jefta moet sy kind verbrand. Wat moes in daardie 2 maande in Jefta se gemoed aangegaan het? Dis so wreed dat ons nie hieraan wil dink nie. Hoe hartseer dat hierdie onskuldige meisie haar pa na sy oorwinning tegemoet gaan met 'n tamboerijn en met koordanse, vrolik, blymoedig en niks vermoedend. En die Bybel maak dit nog meer tragies deur te beklemtoon. Hierdie kind, hierdie dogter van Jefta, was sy enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of dogter gehad nie. Hoe verstaan 'n mens dit, geliefde broer en suster? Maar geliefdes, let goed op dit wat ons heel eers gelees het. Selfs voordat Jefta by sy gebed uitgekom het. Daar het gestaan, die gees van die Here was op Jefta. Voordat die geveg begin het, voordat Jefta gebid het, die gees van die Here was op Jefta. Maar Jefta, hy dink hy moet dit vir God die moeite werd maak om hom te help. Hy moet vir God iets in ruil bied vir sy hulp. Hy dink hy moet met God onderhandel, soos wat hy met die Ammonitiese koning probeer onderhandel het. Want op hierdie oomblik in sy lewe en sy volk se lewe, is daar soveel op die spel. Die Here gee inderdaad in sy groot liefde en trou die Ammoniete in Jefta se mag oor. Nie as gevolg van hierdie gelofte wat Jefta afgelê het nie. Hy sou dit in elk geval gedoen het. Jefta het maar net nodig gehad om te bid en te vra. Wat sou hom besiel het? Hoe kon hy God so verkeerd verstaan het? Maar meer nog, dit wat hy beloof het, is teen God se wil. Dit is 'n heidense gebruik om kinders en mense te offer, en God sê duidelik in sy woord dat dit nie sy wil is nie. Inteendeel, die Bybel stel dit so sterk, daar staan, God haat dit. Ek lees net vir julle 2 van die plekke, daar is nog meer van die plekke. In Deuteronomium 18 vers 10, julle mag nie die Here julle God dien op die manier waarop hulle gode dien nie, want wat hierdie nasies doen is afskuwelik voor die Here. Hulle verbrand selfs hulle seuns en dogters vir hulle gode. Die Here haat dit alles. En dan die volgende plek, daar mag nie iemand by jou wees wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie. Wie of wat het Jefta gedink sou hom tegemoet kom? Ons kan verstaan dat hy desperaat was. En miskien was dit sy agtergrond, miskien het hy gedink dat God soos 'n mens is. Dit is so moeilik, so hard om 'n mens tevrede te stel. Miskien moet 'n mens ook so hard werk om God se guns te verdien. Dit is hartverskeurend dat hierdie goeie, sterk man, hierdie leier van God se mense, vir 6 jaar rigter oor God se volk, hoe oneindig hartseer, hoe jammer, hoe tragies, dat Jefta, die God van liefde en trou, se wese van liefde, nie goed genoeg geken het, om te weet, dat onderhandeling nie nodig is, as ons in gebed tot ons God van liefde nader nie. Ek sê dit weer, onderhandeling
is nie nodig as ons in gebed tot ons God van liefde nader nie. Was jy al, geliefdes, by so 'n punt van desperaatheid in jou lewe? Het daar al 'n dag in jou lewe aangebreek waar daar vir jou en jou geliefdes soveel op die spel was, dat jy nie kon dink dat jy God se nee in antwoord op jou gebed kon aanvaar nie? Dat jy begin dink het, bewustelik of onbewustelik, wat kan ek God bied om hom te ooreed, om dit die moeite werd te maak om my te help? Hoe kan ek hom omkoop om my dringende gebed, my smeking, my pleidooi aan my toe te staan? Die waarheid, my broer en suster, wat het ek? Ek het niks. Ek het niks wat ek God kan bied, wat nie alreeds aan hom behoort nie. Al wat ek God kan bied, is liefde en dankbaarheid vir sy hulp, wat so vas staan, soos 'n rots waarop ek my lewe kan bou. Miskien is dit die rede, dat ons soms voel soos Jefta, dat ons met God moet onderhandel. Want miskien kan ons met ons menslike verstand nie verstaan, dat die groot, almagtige God van liefde reg staan om sy kinders se gebede te verhoor nie. Die tyd gaan verby. Jesus, ons heiland, ons Messias, ons verlosser. Hy word mens en hy kom woon onder mense. Seun van God word man van gebed. So dikwels lees ons dat Jesus homself afsonder waar hy alleen kan bid tot sy hemelse Vader. Hy vertel gelykenisse oor gebed, praat dikwels oor gebed, maar veral praat dikwels met sy Abba, sy Vader in die hemel. Hy sê, sal God nie die reg doen aan die regverdiges wat hom vra om hulp nie, hy sal hulle help en gou ook, en dan voeg hy by, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Die disippels kyk na hom as hy bid, en alhoewel hulle alles weet van gebed, het Jesus iets anders as hy bid. En daarom vra hulle hom, leer ons bid. Jesus leer vir hulle die ons Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Belangrike woorde in ons gebede, selfs in, miskien veral in, daardie tye, wanneer daar soveel op die spel is. Jesus gaan na Getsemane en hy bid, en sy sweet val soos bloeddruppels op sy hande. Hy bid en hy sê, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied, my hemelse Vader. Dan gaan hy, en hy word die enigste offer wat ooit nodig is. 'n Offer nie deur 'n mens nie, maar deur God gebring. Want so lief het God die wêreld, vir jou en vir my. Dawid skryf hierdie pragtige psalm, een van my groot gunstelinge. In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Hy het die hemel afgebuig en afgekom. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uitgelig uit geweldige waters. Een van ons almal se gunsteling skrifgedeeltes. Moet oor niks besorg wees nie,
maar maak in alles julle bekommernisse met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Wees gerus, ook in en veral in daardie tyd van krisis, waar daar soveel op die spel is. God wat vrede gee, sal met julle wees, elke dag van julle lewe. Amen. Kom geliefde broer en suster, laat ons dan saam tot ons God bid. Ons groot God, drie-enig, aan U wat is al die eer en die dank en die aanbidding van ons harte. In hierdie oomblik laat vaar ons al die ander dinge wat ons harte en gedagtes vul. En in hierdie volmaakte oomblik hier in die rus en die stilte van U heilige woning, is dit net U en ek, U en ons. En ons weet, Here, U weet alles. Ons hoef nie te praat of te verduidelik nie, woorde is onnodig, want U weet, U ken en U verstaan. U liefde is vir ons genoeg. U buig die hemel af en U kom staan langs ons, so dig by ons, dat ons die warmte van U teenwoordigheid kan ervaar. U steek U hand uit en ons soos drenkelinge gryp dit styf vas, sodat U ons kan uitlig uit geweldige waters. U laat ons op 'n hoë plek veilig staan en U gee weer vir ons perspektief op ons lewe. U gee weer vir ons hoop. U versterk ons en ons voel dat ons met arendsvlerke deur die lug kan vlieg. En dan in die stilte hoor ons die fluistering van U stem agter ons wat vir ons sê, hier is die regte pad, loop hier langs. Heer, vergewe ons al ons sondes en al ons oortredinge. Neem van ons weg alles wat skeiding bring tussen ons en U. Ondersoek ons harte, ondersoek ons en kyk of ons nie op die verkeerde pad is nie. En as ons is, lei U met U sagte hand ons op die regte pad. U ken ons gedagtes, Here, nog voordat hulle by ons opkom. U weet wat ons gaan sê, nog voordat ons eers dink om iets te sê. Mag wat ons sê en wat ons dink, tog vir U aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. U alleen, Here, U is ons lig en ons redding. Vir wie en vir wat sal ons bang wees? U engel slaan sy laar op rondom ons en ons is veilig. U spreek en wind en golwe bedaar. U sal ook my getrou bewaar. Dankie, o Here, vir die kosbare gawe van gebed. Dankie dat ons 24 uur van elke dag U onverdeelde aandag kan vra. Baie dankie dat U ons so liefhet, dat ons gebede vir U saak maak, en dat ons kinderlik tot U kan nader en ons harte kan leegmaak voor U, en dat ons verseker weet, U luister. Dankie vir al U liefde en vir al U genade. By U laat ons met stil vertroue al ons bekommernis vandag. Amen. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige hemelse Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met julle almal, nou en tot in alle ewigheid. Amen.